goed. Julle my nou hoor. Ja. Was goed. Vierkant. Sê vierkant. Wil net eers vir die Here sê baie dankie dat die geleentheid het om te staan en te spreek. As dit nie vir hom is nie, waar sal ons wees? Hy het ons uit die diepste donkerste gate, van dit wat ons was, tot dit wat ons nou is. So ons wil net vir die Here ere bring. Kom ons sluit dit ons oor en vra die Here se seën in die lewe. Here, hoe wonderbaar is U. Here, hoe groot en genadig is die heilige naam. Here, elke lied wat gesing is, Here, ek is so gevoel dat U my steun gaan. Here, ons is die kerk. Here, vanoggend se woord was so in my liedere. Hoe lyk ons bruilofsfees? Sy bevlekking sonde, Here, ons is skoon, is ons rein. Here, as U kom op die wolke, gaan ons agterbly en ons saamgaan. Dis die vraag vanoggend. Here, ieder en elkeen moet dit vir homself beantwoord vanoggend. Here, ek sê vir U baie dankie vir die platform wat U het. Here, om U naam te kan groot maak, om net U naam te vereer. Here, mag U absoluut net verheerlik word in die oggend. Mag die Heilige Gees oorvat en ons bedien. Here, baie dankie dat U ook deel was van die saamlewe. Dankie dat ons kon ervaar het vanoggend. Dankie dat ons aan die soort van die eed kon vat. Here, in een met U kon wees. Ons loof en prys en eer U groot en heilige naam. Here, dat ons waarlik in ons gesien. Word verheerlik in die oggend en ons my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, ek het 'n studie gedoen oor die kreet en dan 89 verse. Sonja praat net hard by die huis as ek my skree. Dan is dit sy sak. Ek kan julle my nou beter hoor. Dis julle. In elk geval, ek wou sê, ek het 83 verse in die Bybel gekry wat die woord kreet bevat. Nou nie al 83 verse moet jy dit deel nie, anders is dit ons die protestie vanaand. En jy sal nie omgeen, maar dan moet jy nou nie hoor. Dan vast ons so bietjie vandag. Nou hoor jy vast, dit is fantasties, dit is awesome. Amen. Ons lees in Jeremia 13 vanaf die eerste vers tot die 11de vers. As jy die Bybels oor en ons sê julle amen. Jeremia 13 vers 1. En die Here deel die afgelope tyd met my as my Bybel oopmaak. Dis Jeremia 1. En vra vir die Here, wat wil U vir my sê? Sê ek profeet, ek weet nie. Maar die Here het vir my 'n vroeë stadium gegee dat ek 'n evangelis is en ek die woord bedien. En dis vra vir die Here. Nou moet ek evangelis op 'n kans gestaan. Maar ja, die Here het 'n pad wat hy met ons loop en ons eer hom vir die pad wat hy ons gee om te loop. Sodat ons sy woord kan verkondig. Nou die profeet Jeremia gaan nou nie stuk vir stuk lees nie, ek wil graag hê julle moet asseblief die woord gaan lees. Nou die profeet Jeremia, die Here het met hom gespreek en hy het hom gesê, gaan kry vir jou 'n linnegordel en bind dit om jouself vas. Want die Here wou met sy volk praat. Met dit simboliese teken, want die Here kon nie met die volk praat met woorde en want hulle dit nie verstaan. In die Nuwe Testament het dit gelykenisse met hulle gespreek. Want hulle wou nie hoor nie, hulle wou nie luister. So Jeremia het die linnegordel gaan aantrek en hy moes dit glad nie was, want as jy linne was, dan verbeter dit lang. Wat van jou klere? Hoe meer jy dit was, dan verdord dit, die klere lyk nie mooi nie en al daai goed. Nou, linne word ook in die Bybel baie geassosieer met Christus en die priesterskap. En ons sal dit sien sover as Aaron in Exodus. Die priesters moes op 'n sekere manier moes hulle geklee gewees het. Hulle moes uitstap. Die Here het vir Moses gesê, dis hoe ek wil hê, jy moet die klere maak van die priesters. Gaan kry die mense en sê vir hulle hoe hulle die klere van Moses en Aaron en hulle moes maak. Sy Aaron se kinders nie. Dit was nie almal wat priesters geword het nie. Die Lewiete, hulle was uitgeklee.
kyk in Exodus 31 vers 10, julle kan asseblief die vers na die tyd vir my kry om baie vers te aanhaal. En die kunstige klere en die heilige klere van die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priester aan te bedien. Exodus 39 vers 41, die kunstige klere om in die heiligdom te dien, die heilige klere van die priester. Aaron, ek dink Aaron was die hoofpriester geweest. En die klere van sy seuns om die priester aan te bedien. Nou kyk ons in Numeri 20 vers 24. Aaron is God wat hier praat, sal by sy volksgenote versamel word, want hy mag nie kom in die land wat ek aan die kinders van Israel gegee het nie, omdat julle teen my bevel wederstrewig was by die waters van Meriba. Nou ek wil sê, ons as ouers, hoeveel keer praat jy met jou kinders? En dan is jy nou genoeg van. Dan is dit nou straf of slaap, wat hoe jou straf ook al lyk van, God het toen nou net genoeg gehad van die volk, nou ongehoorsaamheid en my sê vir Aaron, jy gaan ook in die beloofde land vind. Neem Aaron en sy seun Eleazar, en later op die berg Hor opklim, en trek Aaron sy klere uit, en trek dit sy seun Eleazar aan, en Aaron sal daar by sy volksgenote versamel word om te sterwe. Ek dink Aaron was hier van sy aangeskrik, en ek moes kom verskriklik hartseer gewees. Ek dink nou maar, as jy byvoorbeeld by jou werk is, jy is miskien 'n manager, en jou afdeling doen nie so goed, en hulle nie wat doen. Hoe voel jy? Jy voel middelmatig, en ek dink aan hulle gaan krijg, dis het klein. So, maar gelukkig was het al aan, hy het toen nou jong opgevat, en ook aan ons loopmeister jong op, Linne verweer van hom, wanneer dit gewas word. Daarom moes die profeet Jeremia dit was, en net so nie boer sy klere vasmaak. En nadat hy die stuk linne vir 'n geruime tyd gedra het, moes hy dit by die Eufraat rivier gaan begrawe. Sodat wanneer die watervlakke styg en daal, dan word die linne nat en word droog en nat en droog. En toe het die Here hom weer gestuur te sê om gaan haal 'n stuk linne, en toe kan hy met hom niks doen. Nou hoekom het God dit gedoen? God is sy volk so lief, want hy wou 'n intieme verhouding met hulle. Hy wou onder hulle vasgebind gewees het, soos die fyn linne wat Jeremia om hom gedra het. Maar die volk was hoogmoedig, hulle was hardekop, hulle wou net nie luister na die boodskap van die Here. Hulle het eerder hulle afgode gedoen, dit was vir hulle beter. En kyk wat nou al vir hulle moes doen, hulle moes gou al vir hulle bou, sodat hulle vir die kon neerbuig. Die gevolg is dat ons net so te doen gaan. Sy volk is so. Hulle was 'n volk wat vir ons 'n voorbeeld moes gestel het, sodat ons kon leer van hulle, maar hulle wou nie luister. Hulle is betekenis en dit nuttig is vir ons voor die Here. En vandag se boodskap is net so aktueel, die boodskap van die linne kleed. Jy is in 'n spesifieke posisie geplaas. Jy is kind, jy is koning, jy is koningin van God. Dis wat die Here vir jou gesê het, dis jou posisie. Jy moet soos 'n gordel, moet jy die Here om jouself bekleed, elke dag. Jy sê, Jesus, ek wil myself nie bekleed, ek wil een met U wees. Jou verlossing en regverdige dade moet jy gebruik, waarvoor God jou, dat die Here jou wedergebore gemaak het, dat jou nuwe skepping in hom. Jy is nie dieselfde mens nie, elkeen het afgeval. Jeremia 13 vers 11 sê ons die volgende, dat God verlang, dat jy sal lewe tot roem en tot eer en 'n sieraad vir hom sal wees. Nie die Here in hande steek met jou dade. Jy kan nie te weerstel en vir hom onteer wees nie. Jy moet jou posisie en jou besittings ook gebruik om die Here te eer. Maar mense gebruik hulle posisies en hulle besittings deesdae net om hulle self te bereik. Elkeen handel in sy eie huis, en my huis lê ten gronde. Hulle weerhou God se geld, hulle betaal hulle tiendes nie, al weet hulle, en dan sien hulle dat God se werk skade bly. So, God het jou in 'n posisie geplaas, sodat jy hom kan eer. Moenie jou posisie verkeerd verstaan. Jy is die linne voor wees, nie die verkeerd. Vervul die rol waarvoor God jou geroep het, en in 'n spesifieke posisie geplaas. Onthou die Here, so jou gered het, het hy 'n spesifieke fase gegee. Nie een van ons Here kan hy elke prediker gaan luister. Annetjie bedien nie dieselfde as Niels bedien dieselfde as ek bedien dieselfde as my. So elkeen is eie gawes. Moenie jou nie soos op 'n ander ou nie. Doen jy wat God jou gevra het. As jy geroep het, as daar's vyfvoudige bediening gaan lees met jou Bybel, dis in Genesis en Openbaring staande. Jy's of 'n apostel of 'n profeet of 'n leraar of 'n herder of 'n evangelis. Doen dit waarvoor God jou geroep het. Doen dit na die beste van jou vermoë. Want dan vergeet jy God. So moenie asseblief nie na ander kyk nie, want jy gaan jaloers word op daardie se bediening. Dis heeltemal onnodig. Wanneer jy nie meer in God
goed so, dan jy afvallig raak van die diens van God jou geplaas het. En jy gaan weer terug in die wêreld. Wil niemand met jou niks mee te doen nie. Jou familie, jou vriende, almal kyk vir jou kant, want hulle is nie lus vir jou. Hulle is nie lus vir jou streke nie. Allerminst wil die Heilige God iets met jou te doen. Nou as gaan kyk Josef se klede. Dit is vir my 'n verskriklike interessante storie, verhaal in die Bybel. Wat ons almal van kan leer. Was nou Josef 'n kind van die ouderdom. Maar sy broers was jaloers, want toe sien hulle maar, hoor jy, my pa is meer lief vir hom as vir ons eers hierso. Dan kyk nou hoe hy kry nou 'n lang rok met lang moue en hy is jaloers op hom en hulle besluit die ou ons verslae van hom. En hulle gooi hom in 'n put en hulle vat sy kleed en hulle sit hom in doop hom in bloed en dis dieselfde situasie as wat Jesus was. Sy kleed was bevlek met bloed en ons vir ons sondes. En Josef is nou daar in Egipte land, hy is uitverkoop en Potifar se vrou slaan hom op na hom, sy sien hierdie is 'n aantreklike man, ek wil nie. Sy nag hom elke dag vir dag. Nie een keer nie, nie twee keer nie, dag vir dag sê die Jood man. So die duivel gaan nie jou vandag aanval en dan los hy jou en dan val hy jou miskien oor 2 dae weer aan die neer. Dag vir dag, want hy wil kyk of hy jou nie kan onderkry. Hy wil kyk of hy nie van jou 'n vernietiging kan maak. En toe sy nou sien jy, sy kom nie reg nie, toe sy nou op 'n dag alleen. En daar's niemand anders meer nie. Dis sy is my pa. Sy gryp hom en hy ruk weg. Jy weet as jy weghardloop vir die vyand, en dan los hy die keer, ons het die agter. En sy sê, hier's moeilikheid. Wat nou? En sy roep haar huisgenote. En sy sê, hierdie man wat die koning is van, hy het ons gek gespeel. Toe hy nou sien ek wil nie met die gemeenskap hê, toe hardloop hy weg en wie sy verder na agter. Soos hierdie man, Josef, onskuldig weer eens. En nou wag sy nou vir die koning. Sy sê die koning dieselfde woord. Sy sê hierdie man wat jy hier aangebring het, die Hebreëse man, hy het my gek gespeel, hy wil met my gemeenskap gehad het. En toe ek hard skree om my stem verhief, toe los hy sy kleed in haar gevat. En die koning wil vir en jy kan indink, en jy het jou vrou as 'n ander man kom en hy wil nou waarom nou nie so kamer geskep van jy nie baie happy is, en jy gesê op ons lyk was. En die koning is toe nou bewees en hy dan kom nie aan nie, hy gesit in die gevangenis. Nou vra ek jou vanoggend, is jy bereid om die gevangenis gewerk te word vir die Here? Wanneer ons trou, dan staan ons nou voor die kansel en ons behoorlik reg van, ja, ek sal die man vat, ja, ek sal met die trou, die man, die vrou, ja, ek sal hulle weerkeer, ek sal hulle versorg, ek sal na hulle kyk. En dan sien jy, nou sit jy hier, dit is ons nou in die oorgangsjare of wat se jare begaan. En dan sien jy nou 'n mooi jong of die vrou gaan nou jong nuwe skielik en sy sien nou 'n aantreklike jong man. Jy jou belofte vergeet wat jy goed vergeet. En te sê dat die persoon maak nie saak nie, is dat 20 jaar, 30 jaar raak, en baie van hulle is langer as ons gepraat. Dan het jy nou die belofte dat jy vir God die mens afgeleid, maar dis 'n belofte. Jy het gelofte gemaak, jy het voorgespan gesê, ja, ek gaan. En die persoon tot death to us all, net voor die dood ons skei, gaan ek die persoon bystaan, of dit nou arm is, of dit nou ryk is, want soms gebeur dit, want vandag sê ekonomie, dat die man, hoof van huis, sy werk doen, dan sê die vrou, gaan nie meer my naels gaan doen, gaan nie meer my hare kan doen, moet ek vir my ryk om afgaan. Is dit reg vir ons om nooit te gaan soos die Christus? Of moet ons na God gaan en sê, Here, help my, ons is in hierdie situasie. Here, wat sou u doen? Nou, ons gaan kyk na koningin Ester, sy het ook 'n kleed aangetrek. Koningin Vasti, sy is nie maar soos enige ander vrou. As die man haar geroep het, was sy dan nikker, dis sy los in die na die man gaan. En dan weet jy, net reg my vir sy ouers en hy het gedrink ook, ek sê so. En nou sê koning sy sê, nou, hy vra sy rotsmanne, hy het so 7 rotsmanne gehad, en hy sê vir hulle, wat moet ek nou doen? Die vrou nie kom nie, wat moet ek nou doen? Ek gaan gesê, wat moet ek nou doen?
En hulle sê nee, ons loop al vanaf aan. As sy nie meer die koningin is, as sy dus geloop aan. Ja, die vrouens weet dat hulle doen, hulle doen dat daaraan kwijt. En so gebeur dit, dat koningin Esther, nou, koningin, en haar oom moet gegaan, want haar ouders met die ballingskap, onthou as jy in ballingskap gaan, het was al oorlog. Dan was die mense doodgemaak. En sy moes toe nou koningin. Maar dit vat 'n jaar. Net soos as jy enigstens studie gedoen het al oor die Hebreëse vroue. Hy kom, dan sit die twee paas en hulle fees van die tafel. Daar's 'n glas wyn voor hom. En dan sê hy kyk na jou vat ek hou van jou. En dan vra die paas nou wat gebeur hier, wat se geskenke en al die goeders was groot onderhandelinge op die tafel. En dan sy 'n sluk van daardie sy sluk van, sê sy daar. Sy hoef nie die woorde te spreek, maar die oomblik as sy na die glas van sy so, wanneer ons die nagmaal gegaan, verenig ons onsself, ons verloof onsself aan Abba Vader. Dis dieselfde, die tradisie. God het ingestel, het in sy woord geskryf wat ons kan verstaan. Dan gaan hierdie jongman weg vir 'n jaar. Die koningin Esther ook, sy moes vir 'n jaar voorberei word, sodat sy koningin gekom het. Maar Haman het 'n ander plan gehad. Hy wil die Jode, hy wil hulle almal doodmaak. Hy het gesê, ek is nie mense nie, ek hou nie van hulle. En hulle is toch God se mense. En haar oom kom by hom, hy sê, gaan na die koning en smeek ons die Here. Sy sê, maar ek kan nie. Hy het my maand losgeroep, nee, jy kan nie by die koning ingegaan het nie. As jy ingekom het, dan het nie sy scepter na jou uitgehou. As jy genooi. So sy was ook vrees, wat anders, sy was mens, net soos ons. En hy sê vir haar, wie weet, of jy nie soos teruggaan soos die, aan die koninklike posposisie, koningin geroep. Sy kry diensmeisies by mekaar, en sy sê, kom, dat ons vas. Dis wat ek vir julle gesê, dis belangrik om te vas. Sy vas vir 3 dae, sy na diensmeisies, sy gaan na die koning toe, en sy sê die koning, Haman wil ons doodmaak. Die man, Haman, wil ons doodmaak. En die koning ontvlam met woede. En hy sê, Haman, daai gaf wat jy vermoorde vijf het, Haman, en sy familie. Nou, hoe sê ek is dit? Ek het nie bestaan my pa. Nou moet ek ook gaan, en ek moet ook al. Maar, en nou sê die woord van God vir ons, en Haman het al weg, Mordechai het daar weggegaan, en hy was bekleed met die nuwe klede, van purper, van leeste, en hy het die kroon op sy kop gehad. Die koning het hom vereer, en die hele so saam, dat die landstreek aan bewaar. Nou, so wil die Here ook met ons, hy ons bekleed julle, hy wil nie hê dat ons bruilofskleed, jy het 'n bruilofskleed aan. Ons is die kerk. Die Here kom vir sy bruid. Hoe lyk jou bruilofskleed? Is hy bevlek met sonde? Het iemand al vir jou gesê, die daai sekretaresse wat jy stroom op hou wat af was. Ken jy moet ophou. Daai dan moet jy steel by die winkel nie, dat niemand sien nie. Nie ophou nie. Jy is gewaarsku met die ondoen. Nou, ons is gevul met die Heilige Gees. Want die Here sê, toe hy ook gevaar het, sê, jy wil iemand nader. Dit is die Heilige Gees. Want jy dit nie doen. So, die Heilige Gees, dit staan in die woord van God, hy sê, jy moet nie so toe gaan, hoekom? Hy waarsku. Dit is nie 'n pad wat jy moet loop, jy moet nie so toe gaan, maar as jy so georganiseerd kry, dan moet die Here nou terug, dat jy nou nie luister, dan so straf dra. En dit is baie hartseer dat ons nie wil luister nie. Ek wil vir julle ook lees oor die opsieners. Nou, nie almal van ons begeer 'n opsieners aan, maar ek, Dani, Niels, ons het opsieners aan begeer. 1 Timoteus 3 vers 1. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsieners aan verlang, begeer hy voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees. Die man van een van nugter ingetoon, fatsoenlik, gasvry, bevorm om te onderrig. Geen drukte, nie een glasie wyn of geen bier nie, geen vegter, geen foute winsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie, geen geldgierige nie,
een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet hoe sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Dus ons gaan kyk na Eli. Eli het nie sy kinders gestraf nie. Hy het hulle maar laat gaan en het die volk onreg aangedoen. Hulle het sommer by as die volk besig is om die offers te bring, het hulle gegaan met 'n lang lampvat in die vleis gaan. En dit wat die Here briesend word gemaak, want hulle het gedoen wat onwaardig is, hulle het die volk eintlik verlei om dinge te doen wat nie waardig is nie. En hulle het vreemde vuur ook vir die Here wat ons gaan en die Here het hulle doodgemaak, dit was hulle straf. En as ons ook na Samuel kyk, Eli het eens besef dat dit God is wat vir Samuel roep. 3 keer moes hy gaan. Toe besef hy, dis die Here, gaan lê as hy nou weer sê, dan sê hy weer die Here spreek met my. So, luister jy, hoor jy nou God se stem, of is jy so vasgevang in jou sonde? Nou 20 is 'n getal wat sê verlossing, redemption in Engels. So hierdie jaar is die jaar van verlossing. Nou as ons bid ook aan ons Here, maak die mense vry. Maak breek die kettinge wat die mense nog vashou in hulle sonde. Baie predikers sal sê, "Jongen, weet nou nie of rook jou hel toe gaan vat, maar jy dryf of jy daarvan afkom." Ek sê vir jou, sonde is sonde. As jy besig is met sonde en die Here het jou aangekla in jou wese, hou op om sonde te doen, los daai ding want dit gaan jou nie help nie. So jy wil nie help gaan, niemand van ons wil help gaan. Ek wil nie my geliefdes daar sien. Dan God laat nie met ons word. God hou jou dop, die mense ook. God wil geëer word deur dit wat jy doen. Mense wil graag dieselfde gordel as jy aan. Hulle sien die impak van jou woorde en jou dade in wat jy doen. Hulle sien dit en hulle wil graag soos jy is. Ons partytjie besef ons dit nie. Hulle wil deel wees van jou kleurvol invloed wat jy doen. En jou kleed sê ook iets omtrent jouself. As ons dan nou gaan kyk na Lazarus en die ryk man, die vrou nog nie. Nou Lazarus was die arme man. En die ryk man se naam ken ons. Nou Lazarus was bekleed met arm en verslete klere. En die ryk man het, ek wil sê koninklike klere aangegaan, maar hy kon nie verlos hy het aangegaan. En ons sit labels op mense. Ons sien iemand en dan besluit ons. Nou sê ek was by training gewees hierdie week, jammer ek wou net bietjie aan. En die man sê hy loop in die bol, die loop die beauty, die vrou, en die ouers dans aan loop. Hy besluit by homself, sy is daar vir hom. Dit kan nie wees, want sy is my die mooie vrou. En hy moet dit nou sit ons hier labels op mense, en ons doen dit allemaal. En nou gaan lees ons, wat sê God se woord vir ons in Jakobus 2 vers 2 tot 5. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom, met goue ringe aan sy vingers, 'n pragtige kleed aan, en dan kom ook 'n arme man in my spuit. En julle sien op na hom wat die pragtige klere dra, en sê vir hom, gaan u op na die goeie sitplek en vir die arme man, staan nie net hier so op sy koning. Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorweging geword nie? Luister my geliefde broers, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgenome van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet. As God jou geroep het, sal hy jou ook definitief afsal vir die werk wat jy kan doen. Jabes, sy kleed was een van smart, sy maat sê jy, ons sal Jabes wees. Toe gaan hy na God toe en sê, Here, help my, ek nie 'n man van smart te wees. En die Here, hy sê, seën my, die Here se grondgebied vergroot en hy is ryklik geseën van Heer. Toe sit ek hierdie stuk in, Spreuke 3 vers 5 tot 6. Die Here sê, vertrou my met jou hele hart, en moenie op jou eie insig besteed nie. Maar ken God in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Jesus kom vir 'n skoonbruid, een wie sy klere nie bevlek is. Efesiërs 5 vers 5 sê vir ons die volgende, want dit moet julle weet, dat geen oorleder of afgodedienaar 'n erfdeel in die koninkryk van God in Christus sal hê. 1 Korintiërs 5 vers 11. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oorleder of 'n gierige of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker. Nou wat is 'n kwaadspreker? Dis
iemand wat lees vertel oor 'n ander, jy skinder, hoe jy moet jou sussie in Christus, dit nie goed hou daarvan. 'n dronkaard of verlower is nie, met so iemand moet jy nie eens saam eet nie, dis wat God se woord sê, is nie ek wat dit sê nie. Vermaan my broeder of suster in liefde, sê vir hom, jy het gekom om ons kind, dat nie na so skrifstudies luister nie. Kom ons praat, kom ons verheerlik die persoon, kom ons hef op, kom ons kyk na sy goeie punt, kom ons sien sy swakpunte raak. As kind van God is ons deel van die Nuwe Testament, dis waarvoor Jesus gekom het om te sterf aan die kruis. En dan lees ons 1 Korintiërs 10 van die 12 vers. Daarom die meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het hulle aangegryp nie, behalwe menslike. Maar God is getrou, want nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal ook saam met die versoeking die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self wat ek sê, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën. Is dit nie die gemeenskap in die bloed van Christus, die brood wat ons breek? Is dit nie die liggaam van Christus? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Want ons het almal deel aan die een brood. En as ons na God se kleed gaan kyk, syne is skoon en rein, ons lees op Openbaring 1 vers 13. En tussen die 7 kapelare, een soos die seun van die mens, gekleed met 'n kleed wat tot op sy voete hang, en is omgord met 'n goue gordel. Openbaring 19 vers 13. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam is die woord van God. Openbaring 19 vers 16. En hy het op sy kleed en op sy heup die naam wat beskrywe is. Die koning van die konings, die Here van die Here. Glo van my die woord van God gaan kennis getuig. Hoor die woord. Daar's soveel platforms deesdae waar die woord van God verkondig word, dat jy gaan nie eendag gaan sê, Here, dit is goed, ek weet nie daarvan. Ons moet die woord van die Vader die weg, die waarheid en die lewe, want gaan ons vry maak. Die Here sê vir ons in Jesaja 1 vers 8, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jy 'n sonde soos karlaak, en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ons moet net tot God nader en ons sondes bely. Vra jy die Here oor sal sluit, en moet hy dan afsluit met ons seëngebed maak oor die linnegordel. Mag jy elke oomblik naby Jesus leef en 'n intieme verhouding en absolute gehoorsaamheid saam met hom wandel. Mag jou lewe kleurvol godskrifte en hom verheerlik. Mag dit vir jou groot vreugde en plesier verskaf wanneer jy jou offergawes, jou talente en jou tyd aan God wy en in sy diens aanneem. Mag jou lewe soos 'n linneskinder. God wat jou styf naby hom dra en jou beskerm soos sy linnegordel sal elke dag so deur jou lewe verheerlik word as jy, en hy sal jou met trots aan sy Vader bekendstelling en vir altyd koester. Amen en amen. Ek hoop regtig dat die woord van God baie vir jou gevind het vanoggend. En dat julle sal besef dat ons is gekleed nou met 'n nuwe kleed. Ons is God se bruid. En as ons nie gaan lewe soos wat God wil hê, gaan ons word soos die wêreld, en nie die wêreld soos ons. Ons moet die wêreld nader trek. Ons, as gaan na enige gemeente, kyk hoe klein is die gemeente. En julle weet hoekom. Die mense wil nie die waarheid hoor. Hulle geniet hulle sonde. Hulle laat om te wees waar hulle is. Hulle koester hulle sondes. Hulle vertroetel. En moet jy hulle nie aanval. Ons hulle baie wat ons moet probeer kan. Maar ek wil vir jou sê almal, doen dit dag na dag. Soos wat Potifar se vrou gemerk het wat dit is. Dan glo die Here wat baie trots op hom gewees by hom gesê en mag hou wees. Wees jy ook so dat God op jou trots kan wees. Onafhanklik, heilig en onveilig. Nie skaam wees op God se woord nie, maar gaan hy ons skaam. Amen. Nou as julle vir my gevra het 4,5 jaar terug, hoe ek in Wonderwerke, so ek het julle gesê ek weet nie, ek seker nie. Woensdagoggend by die susters bid hier het ek bietjie seer gehad. Ek het vir my sissies gesê ek het seer en op pad so te sê vir my man, ek het seer, maar dit voel amper vir my of dit my niere is. Maar niks brand nie, so dit kan nie my niere wees nie. My man klop terug my nog en sê, ja, slaap maar weer, dan moet jy baie op jou.
vir my allemaal mans, ons vrouens kry ons van waar. Ek bepaal en daar by die sissies, ons bid en ons is lekker, ons is gelukkig die hele dag weer, ek voel dat ek iets seer, maar dis draagbaar. Woensdag aand ek gaan slaap en donderdagoggend so tussen 4 uur, 3 uur se kant my maag draai en ek hardloop in die badkamer. Ek was 2 keer badkamer, die derde keer na badkamer toe gaan, kon ek nie staan nie, ek kon nie sit nie, ek kon niks doen. Ek het die allergrootste pyn gehad. Ok, die wat al gepraat met kraampyne is erg. Die was erger as kraampyne. Ek kan nie lê nie, ek kan nie staan nie, ek kan nie sit nie, ek kan net gewoon niks doen nie. En naderhand ek gedink bekomlik ek het my man kragtig gehad en ek kan kry nie my lê nie en ek sit naderhand langs die bed. Maar ek is so in 'n seer posisie. Ek kan nie eens sit nie. Dis kussings hier en kussings daar en dis net kussings oralste waar jy sien. En ek bid vir myself en ek sê Here asseblief pak net die pyn weg. Dis ondraagbaar, ek kan dit nie hanteer nie. En ek huil soos baba letterlik as ek huil van pyn dan is dit pyn. So later die oggend vra ek dit aan die Annetjie, ek sê vir haar môre en ek sê vir haar wat fout is, ek vra wat aan die Annetjie bid net vir my asseblief. Sy stuur vir my voice note en ek en my man is besig met 'n vriendin op die foon of as hy en ek luister nie die earphones van die Annetjie se gebed. En ek sê net saam vir myself aan en die hele tyd sê ek vir my ek glo. Ek weet nie hoekom nie, maar ek sê die hele tyd net vir my ek glo. En ek is later aan daarso ons ry na winkel toe en op pad winkel toe ek sê vir my man lees ek iets hier. Ek het nie die kussing agter my rug in die kar gesien, want baie ongemaklik was maar nog anyway, ons het maar getaai. Op pad huis toe sê ek vir my man, weet jy wat, die duiwel val my aan. Ek sê vir jou, dit is die duiwel wat my aanval. Ek kan nie anders doen, ek het dood so seer gehad. Ons kom aan die oom Peter die boodskap opgestuur, hy het vir my goed gepreek gestuur en ek sê vir hom wat fout is en hy sê vir my, hy bid saam met ons, hy sit toe iets op die groep en hy stuur vir my iets. Later hierdie dag, ek sit daar so en sit van my, maar ongewy het ek iets gedoen, is kussing hierin, ek het eintlik gelyk op soos iemand wat kussings uitgemaak is, so letterlik, maar ek is toe maar op 'n baie weird manier gesit, maar ek het effens die seer was baie daar, maar was nie so seer nie. Maar boeta as ek al opgestaan het, dan was ek omtrent. As ek so vir julle so was, as ek so gestaan het, dan was my rug reg. As ek my bene agterreg gemaak het, was my rug voor. So ek kon nie my been of my reguit was seer reguit gemaak het. Nou hoe dit gewees het, my hele onderrug was seer. My man het my gesmeer, die moment toe hy aan my rug vat, toe huil ek. Ek sê vir hom, weet jy, dit is seer, dit voel of ek uit mekaar uitval. Maar nou het ek ook toe 'n seer op my breek gehad, en 'n krampe en 'n seer, my hele onderlyf basis, tot aan my knie, was net nie op 'n lekker plek nie, liggaamlik was ek nie op 'n lekker plek nie. Hier sit ek so, en ek is besig met die maandblaadjie, so goedjies te doen, en hulle sê vir my, hier's mense vir jou. Ek praat met myself al net vir myself, nou vir my kom kyk, niemand het gesê dat vir my kom kyk, en ek sien toe vir Tannie Lorraine kom ons eet. En ek groet hulle, en Tannie Lorraine sê vir my, ons kom vir jou bid. En ek voel sommer net happy, net happy gevoel. Ek verduidelik vir hulle toe nou waar ek seer het, hoe ek seer het, en ek dit kan hanteer nie, en omgeet sê toe vir my, kan ek op 'n stoel, amper soos die stoel sit, maar reguit met my rug. Ek sê, ek sal probeer, jy weet, ons probeer maar, ek kan enigiets dan. En ek sit daar so, en ek het nou nie gewys nie, maar kyk, dit was seer. Dit was so gevoel of ek my hele liggaam letterlik in twee skeer. Dit was bitter seer. Want Peet vat my voete so, en hy kyk, en hy sien toe dat, ek weet nie by hoeveel, maar hy sien toe dat my regterbeen korter is as my linkerbeen. En hy begin al te bid. Mense, ek het, soos ek aan die begin gesê het, as jy my gepraat van wonderwerk en glas had gesê, ja. As jy my nou kan praat, gaan ek vir jou sê, jy hoef nie eers so dood vir my, want dat is wonderwerk. Ek kon letterlik waar, ek kry meer vlees soos wat ek gesê, ek kon letterlik waar ek voel, soos hierdie been van die bank langer word. Ek het gekyk, die oom trek my been en ek kan pragtig al nie weer vorentoe doen. Ek weet nie hoe ek dit of mense dit kan doen, maar ek kon letterlik al voel hoe my been groei.
Die oom het my been neergesit, hy het weer opgestaan, hy vra vir my, man, smeer dit. En my voete is toe gelyk. Net so gelyk. Hy vra toe vir my, man, sis, hou jou vrou se bene vas. En hy hou vas. Die oom bid en die oom vra vir my, bid vir die blessings om deur my te gaan. Op 'n stadium het 'n gevoel op ek soos 'n klein stroompie is, wat net rustig vloei. Maar ek kon voel hoe alles skoon was. Nou, ek gaan wel iets demonstreer. Jy nie vir my lag nie, maar so na donderdag, of voor donderdag, daar was hier 'n hierdie godgegewene aard wat ek dit kon doen. Ek kan letterlik tone raak. Sonder pyn, sonder seer, sonder enigiets. My breek het nie meer kramp nie. Hy is daar. Hy is as ek te hard of as ek te hoes, dan voel ek hy is nog daar, maar hy is nie seer nie. Ek het regtig geen pyn. Ek is pynloos. En die ergste van, die beste van alles is, nie erg nie, ek spraak verskoning, die beste nuus van alles is, van donderdag af, het ek vir my man gesê, weet jy wat, ek glo. Ek glo van vandag af, dat alles wat moontlik kan verkeerd gaan, reggestel word. Want ek voel of ek van kop tot toe skoon gewas is. Ek voel goed. Ek het baie komplimente gekry vandag, iets waar ek ooit dankie. Ek voel en lyk fantasties. En ek het alle eer nie aan oom Piet of aan die ander nie, hulle was instrumente wat God gebruik het. Want ek sê vir die Here dankie dat hy my genees het en aangeraak. Van donderdag af, ek sit met hierdie hele tyd met net gospel songs in my. Ek worry nie oor enigiets, ek het nie vrese nie, ek het nie enigiets nie, weet jy wat nie, ek glo, ek sê dit eintlik so, ek het nie my vreugde meer in ons omstandighede gevind of by my man of by my kinders of by my ma of my pa nie. Ek het my vreugde donderdag danksy ons instrumente in die Here gevind. Amen. Ek sê dankie die Here. Ek kan. Amen. Die Here is getrou. Amen. Amen. Hy is gister, vandag en tot in ewigheid is vir dieselfde. Amen. Ek wil net, ek gaan nie eers afkondiging doen, ons almal het al gesien volgende op die televisie, maar kom vanaand met 'n verwagting. Nooi iemand saam. Jy kan maar vir pastoor Leon saam, maar ek wil nog moet. Amen. Nooi iemand saam. Kom met 'n verwagting. Ek weet die Here is besig. Ek het eergisterand en ek moet dit nou sê, ek het nog steeds my vrou gesien. Maar eergisterand ek droom toe van haar tannie daar. Ek weet nie wat is aan die se naam. Ingela. Jammer daaroor. In my droom sien ek hoe raak die Here daai tannie aan. Amen. In my droom sien ek die Here raak aan sy gesondheid. Is dit nie 'n God van wonders nie? Is dit bevestigend? Vanoggend sê ek aan die Here, ek het dit al nie gedroom, aan die Engela. Maar die Here bly hier. Amen. Sê, kom na my, almal wat bid. Amen. Kom. Kom jy baie dankie. Trek jou kleed aan. Ons so donkie so. Trek jou skoon kleed aan. En hou ons skoon. Amen. Hou ons skoon. Amen. Kom ons sit, dis nou 'n sluit ons gespreek. Vader Here, ons sê vir U baie dankie. Here vir U liefde, U goedheid, U guns, U genade. Vir U Heilige Gees. Here, dankie vir die woord wat gespreek is vanoggend. Here, laat U self die naprediker sal wees en so in elke persoon se hart sal beweeg. Here, ons sê vir U dankie dat U aanraak. Here, daar wat aan U op U lekker is nie. Here, vertrou ons op U vir aanraking in Jesus naam. Here, verdaag ons nou liefde, dat ons vanaand weer sal terugkom met blydskap in ons harte, met 'n verwagting in ons harte. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Niels het nou gepraat van 'n tannie wat nie lekker is, dis 'n goeie gesond.
ons dit nie doen nie, dan gaan ons ongelukkig aan weer God se woord. Ja, ons het gemaak op by gooi. Kom dan voor ons. Dat ek kan nie vorentoe kom. God se woord is die waarheid. Ons glo dit en ons besef dat ons weet en ons glo. Ons glo in wonderwerke. En dit is dit eintlik wil ek dan ons ongelowige Thomas in ons lewens, want ons wil nie glo totdat iets met ons gebeur nie, dan sal ons sê weet jy nou glo. Dit ons maar soos 'n Thomas. Nou God se woord sê in Jakobus 5 vanaf vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruim? Laat hom psalms sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. So die gebed van die geloof sal die kranke red. So jy geloof nodig. Jy moet weet dat as 'n persoon en dit is nie Sonja wat gaan bid of Niels of ek of die oom wat die bid werk. Dis Heilige Gees. As ek die geloof het dat Heilige Gees van God my gaan aanraak nou, sal ek genees word. Amen. En die Here sal hom of haar oprig. Selfs al het hy sonde gedoen, sal dit hom vergewe word. En dit is die belangrikste gedeelte hier. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Dis hoekom daar so baie siektes onder ons is. Dis hoekom ons dood gaan. Die mense, ons geliefdes gaan ons dood. Want jy sien, ons is te bang om ons eie familie te kom bid. Want Jesus het self gesê, hy moet hy gesukkel om in sy eie tuisdorp woord te kon bedien. Hulle wil nie aanvat nie. So hoe gaan ons nou vir ons eie ma, ons eie pa gebed doen dat hulle gesond word? Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. Amen. En dit is dit. En ons staan op God se woord. En 'n klein getuienis wat gebeur het is ons was Desember maand met jou verlof, sorry ek neem julle tyd op. Ons was op jou verlof gewees net vir so 'n paar dae en my ma is daar in ons huis en my vrou sê vir haar ma, jy gaan nie ons wasgoed was nie, ons sal dit kom was na die tyd. En my ma sê ja, maar jy weet ons hoes mense, ons mamas. Alles 80 jaar oud, maar kyk ons eet. So my ma toe gegaan en sy die wasgoed gedoen. En sy gaan toe oor die plankie waar sy sit het vir die hond. En toe sy oor die plank gaan, toe val sy. En sy breek wat 2 tone. As jy nou jou 5 tone het, hierdie 2 breek sy. So dit is nou ongemaklik en my ma is nou 75 jaar oud. So nou loop sy met die tone en ons kom toe terug en Sonja raas met my ma en sê, ons het gesê jy los die wasgoed, moenie die wasgoed doen nie. En sy is nou jammer daaroor, sy gaan toe apteek toe, die dokter sê toe, ja, die apteker sê toe, "Wat tannie, het jou tone gebreek. Ons moet nou daai voet aan mekaar vasbind, dat hy tone kan regkom." En my ma doen dit, en sy loop en sy huil en sy seer, sy pyn, regtig, daai pyn goed. En Sonja sê, ons moet vir ma afsal en val bid, en ek sê ja. Vrydag het gekom en gegaan, Saterdag het gekom en gegaan, Sondag het gekom en gegaan. Sondag aand 8:30, kom ons by die huis van die kerk af, en my ma wil te kom hoor hoe was die aand gewees, en sy sê, ma nou, ons vat die stoel, ons sit hom aan die kombuis, en ons gaan kniel vooraf, en die Here gee vir ons Jakobus 5, vanaf vers 1, en ons lees, en Sonja staan agter haar, ek kniel voor haar, sit haar voetje op die stoeltjie, en ons vat die salfolie, en ons salf dit af, op haar voet, en ons vat met ons begin vir haar te bid, Sonja sing in 'n taal, ek bid vir haar, en ons bid, en soos ons bid, en dit is voor die Here wat ons dit sê, dit is die eerste keer wat dit met my gebeur, so dit is kom my geloof is so getoets daai dag nie, en ek staan met God se wonderwerke plaasgevind het. Terwyl ons so bid, trek my ma se tone so, daai groot toon van haar mense, kyk hierdie kant toe, daai voet wat so geswel het, daai blouigheid nie, word spierwit, ek hou op bid, want nou is ek geskok, wat gaan hier, en dit is die Heilige Gees wat nou sê, moenie ophou, nou jy must pray, en ons aanhou bid, en my ma sê haar voet brand soos 'n koolvuur, en ons is toe nou klaar, en ons prys die Here, maar nou, jou gedagtes sê vir jou, moet jy nou die neerskare is, nou is haar voet aan die brand, daar is neerskare en sy het haar slipper aan en sy is huis toe, daar flat, en ons is bed toe, en
En ek sê, jonk, so nie, ek hoop ons het die regte boek gedoen. Dat ons nie skade geword nie. Met uittwyfel met. En die volgende oggend staan my ma op van toilet toe. En sy was, Victoria, hoe het ek nou van die bed af hier toe gekom? En daar besef sy, patroon is gesond. Ons kom die aand van die werk, of al sy het ons 'n WhatsApp gestuur met 'n foto. Daar's nie 'n swelsel nie, daar's nie blouigheid nie. Weg, kom, hoe is dit? That's only God. Amen. Ons het ewen getwyfel. Maar die geloof, my ma het die geloof gehad so erg, dat sy geweet het, die Here gaan aan ons ontmaak. Daar agter by die huis kom spring sy, en sy is op en af en sy spring. Ek sê, ma asseblief, net nou probeer daar iets doen. Maar, volgende dag toe stap sy al toe, die bank mee. Ek sê, maar ek pas uit die skool. So, kom ons bid. En as jy voel, daar's 'n siekte in jou liggaam, wat genesing nodig het, God genees. Kom ons doen dit volgende. Ek kom maar van jy, dat doen. Halleluja.